Die temperatuur van 'n stof is 'n maatstaf van die deeltjies. Die korrekte antwoord is B, die gemiddelde kinetiese energie. Potensiële energie hou verband met die rangskikking van die deeltjies, nie die temperatuur nie. So A en D kan ons elimineer. Dit laat ons dan met kinetiese energie, maar die vraag is, gaan dit oor die gemiddelde kinetiese energie of die totale kinetiese energie? Om dit te illustreer, kom ons aanvaar jy vat 'n massiewe marmerblok. Die blok is koud. En kom ons sê, argumentsondhalwe, daar is 'n miljoen deeltjies. En elkeen van hierdie miljoen deeltjies het 1 kilojoule kinetiese energie. Hierdie is net arbitrære getalle om die punt oor te dra. So wat is die totale kinetiese energie van hierdie deeltjies? Wel, dit is 1 miljoen maal 1 en dit gee vir jou 1 miljoen kilojoule. Dit is die totale kinetiese energie. Maar wat is die gemiddelde kinetiese energie? Dit is net 1 kilojoule. Nou, kom ons vat nou 'n staalbal. En kom ons sê hierdie staalbal bestaan slegs uit 1000 deeltjies. Maar hierdie staalbal is baie warm. Elkeen van daai deeltjies het 500 kilojoule kinetiese energie. So wat is die totale kinetiese energie? Wel, 1000 maal met daai 500. Dit gee vir ons 500.000 kilojoule. En wat is die gemiddelde kinetiese energie? Wel, 500 kilojoule. So as ons kyk na die totale kinetiese energie, dan sou jy sê die marmerblok het meer kinetiese energie as die staalbal. En as jy dit as maatstaf gebruik, dan gaan dit beteken, volgens jou redenasie, is die marmerblok warmer. En ons weet dit is nie waar nie. Ons moet kyk na die gemiddelde kinetiese energie. 500 kilojoule is aansienlik hoër as 1 kilojoule. En daarom is die korrekte antwoord B, temperatuur is 'n maatstaf van die gemiddelde kinetiese energie van die deeltjies.